En die wil werk jy gebruik vir die ander een. Tegnologie. Kan nie sonder dit maar kan ook nie. Baie welkom julle. Baie welkom. Julle terug is van die see af. Julle het lekker vakansie geneem, maar is nou klaar. Ons gaan dit vir julle almal. Dis lekker as 'n mens met die kinders en lekker as die kinders is. Want actually baie welkom julle. So op julle geniet het vanoggend saam met ons. Ons mag dan klein wees, maar ons is baie familie het hierso. So ek glo die Here iets in store vir elkeen vanoggend. Terwyl die son nog skyn. Kan ons die Here net loof en prys daarvoor. Ons kan hom alle lof en eer gee vir wat hy vir ons doen in die gemeente en vir elkeen van ons. Ons gaan vanoggend die diens aan die Here oordra en gaan ons hom lekker loof en prys vanoggend. Hemelse Vader, Here, ons kom vanoggend en gee U alle lof en alle eer. Here, ons kom en sê dankie Here vir U liefde en U genade. Dankie Here dat U goed is vir ons. Here, ons kan sê dankie Here dat U vir ons selfs die sonskyn gee, die reën gee op die regte tye. Vanoggend kom ons Here en ons gee die diens aan U oor, Here. Here, ons gee die toestemming om te kan maak vanoggend, Here, wat U wil maak, Here. Nie ons program nie, Here. Nie dit wat ons wil doen, Here, maar dit wat U wil doen vanoggend. En ons gee U vanoggend alle lof, alle eer. Amen. Kom ons gaan saam staan vanoggend en dan gaan ons die Here lekker loof en prys.
Blessed assurance,
Sing Hosanna, Hosanna in die hoogste. Ons sing Hosanna, want die koning het gekom, en hy is hier vir ons. Ons sing Hosanna, want God het ingetree. Ons sing Hosanna, uit sy lewe kom gee, hy is hier vir ons. Die koning is hier, die koning is hier. Ons sing Hosanna, het sy lewe kom gee, hy is hier vir ons. Die koning is hier, die koning is hier. Ons sing halleluja, want God is op die troon. Ons sing halleluja, want die dood het verloor by die kruis van Jesus. Ons sing halleluja, want die dood het gekom. Ons sing halleluja, lewe
is daar geen ander Heer, soos wat U is nie, Here. Here, en soos wat die lied sê, vanoggend, Here, kan ons net getuig dat U is alles. Here, U is my alles. U is ons alles, Here. Here, U naam sal ons getuig op ons lippe. Here, U naam sal weer klink in ons harte. Here, U naam sal uitjubel en juig in die strate daar buite, Here, wanneer ons loop, Here. Here, dankie dat ons kan kom in 'n beeld wees vir U, Here. Dankie, Here, dat ons kan kom in U naam bely daar waar ons gaan. Here, vanoggend sê ek dankie, Here, vir die woord wat uitgaan, Here. Dankie, Here, dat U dit neem en op harte lê vanoggend. Aba Vader, en ek sê vanoggend dankie daarvoor. Dankie, Here, vir elkeen wat hoor, elkeen wat inskakel, elkeen wat luister, Here, wat die woord ter harte neem. Here, U laat die saad plant, Here, en U Heilige Gees kom en gee dit water, sodat dit vrug dra in ons lewe. En ons sê dankie daarvoor. Amen. En dan gaan ons volgende op die ou manier moet werk. Gelukkig hy's lank. Dat collega moet help met sluit. Ek het net 2 hande. Dus is het my nie weggegeen, het geweet ek het net 2 nodig. En elkeen van ons kom in ons lewe op baie plek waar ons gaan moet 'n besluit vat. Almal van ons kom op 'n keerpunt sien waar ons moet besluit ons gaan bly waar ons is, waar ons gemaklik is, waar dit lekker is, of ons gaan doen wat die Here vir ons vra. Ons gaan partykeer moet op 'n baie ongemaklike posisie moet wees, of op 'n ongemaklike plek moet kom. En as mens het ons hierdie ding waarvan ons hou van selfbesluit. Ons hou van kies hoe dinge moet gebeur. Kies wanneer dit moet gebeur en waarom moet dit gebeur en wat moet gebeur. Daai van wat jy sê die hoe, waar, hoekoms en wanneers. Ons wil dit self bepaal. En partykeer kom God tot op 'n punt toe en hy gaan van jou iets vra wat ongemaklik is. Hy gaan van jou iets vra wat jy nie noodwendig sal doen nie. Iets wat heeltemal uit jou eie gemaksone is. Iets wat heeltemal anders is. A.W. Tozer het gesê, God roep ons nie om gemak nie, maar God roep ons vir verandering. Amen. So God het jou nie geroep om ooit gemaklik in jou lewe te wees. Jy kan gemaklik wees met materialistiese dinge, maar God het jou nie altyd geroep om geestelik gemaklik te raak nie. Amen. Geestelik moet jy partykeer op 'n ongemaklike plek wees. Sien as jy kyk na wat 'n arend doen. 'n Arend bou 'n nes vir sy kleintjies en hy maak hierdie nes baie gemaklik. En hy is warm binne in daai nes. Maar tot op 'n punt toe dan ewe skielik moet die kleintjies mos nou uit die nes uitgaan. Kleintjies moet leer vlieg. Dan kom die arend en hy begin al die sagte veertjies uit die nes uitpluk. Laat die nes begin ongemaklik raak. Dat hulle moet wil spring. Hulle moet uit die nes uit wil kom. En soms doen God presies dieselfde met ons. Amen. Hy haal die sagte dingetjies uit, die goedjies wat ons so gemaklik maak in die lewe. En hy maak ons ongemaklik. Sien, maar God maak ons nie ongemaklik om ons te straf nie. God maak jou ongemaklik dat jy kan leer vlieg. Amen. Dat jy kan floreer in dit wat hy vir jou beplan het. Maar vanoggend gaan ons kyk na so 'n paar voorbeelde in die woord van mense wat die Here gevat het op 'n pad waar hy hulle juis ongemaklik gemaak het. So kom ons lees saam vanoggend daar uit Jona uit, daar in die Ou Testament in die boek van Jona, vanaf vers 1. Hy sê, en die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê,
maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en preek daarteen. Want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Die Here het klaar vir Jona gevra, gaan na 'n ongemaklike plek toe. Maar Jona het hom klaargemaak om na Tarsus te vlug. Jona het klaar 'n besluit gemaak. Hy het klaargemaak om na Tarsus te vlug van die aangesig van die Here af weg. En hy het na Java toe afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsus sou vaar. En hy het die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim om saam met hulle na Tarsus te vaar van die aangesig van die Here af weg. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp en toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipbreek te ly. Toe word die seeliede bang. Hulle het elkeen tot sy God aangeroep en die lading wat in die skip was in die see gegooi om vir hulle verligting aan te bring. Maar Jona het na die onderste dele van die skip afgeklim en daar gaan lê en vas aan die slaap geraak. Sien, Jona het klaar 'n besluit gemaak. Jona was geroep deur God. Hy was God se profeet gewees. Hy het 'n roeping gehad. God het hom bedoel dat hy moet sekere werke gaan doen. En God het vir Jona geroep. Hy het hom basies 'n opdrag gegee, gesê, gaan na Ninive toe. Jy moet so toe gaan, jy moet met hierdie mense gaan praat. Maar Jona het klaar besluit. Hy het vooraf al besluit, nog voor hy Ninive toe gaan, dat hy gaan dit nie doen nie. Hy gaan weghardloop. Sien, Jona het hierdie punt gehad wat hy moes besluit. Hy gaan kies om gemaklik te wees, hy gaan kies om weg te hardloop, of hy kies om die ongemak vir so rukkie te verdra. En as ek moes dink, jy weet, toe die Here vir Jona gesê het, gaan na Ninive, toe kon ek net dink, wat sê Jona aan sy eie kop? Ek wil nie, ek gaan nie. Wat is die mense vir my lag? Wat is niemand vir my luister nie? Die reis is te ver, is dalk te warm, ek is dalk te ongemaklik, ek is nie lus hiervoor nie. Dus ek dink, Jona het gekerm en gekla van alle kante af, net om uit die ding uit te kom, net om nie Ninive toe te gaan nie. Hy het gekies om eerder gemaklik te wees. Jona het gekies, hy wil eerder saam met 'n boot gaan en hy gaan hardloop weg van die Here af. Sien maar, as jy gaan kyk wat sê die woord, jy weet, Jona het onder in die boot gaan inklim, terwyl daar 'n storm was. En hy het gaan slaap. Hy was baie gemaklik in homself gewees. Baie gemaklik met sy keuse om weg te hardloop van die Here af. Maar 'n mens kan net so lank teen die prikkels van die Here skop. Jy kan net so lank wil weghardloop van die Here af. En dit werk nie altyd nie, nee. Sien, die oomblik toe hulle agterkom dat Jona het weggehardloop van die Here af, en omdat Jona weggehardloop het van 'n opdrag af, het God 'n storm gestuur. Toe gooi hulle Jona oorboord. Jona beland in die see, en die vis sluk hom in, en almal ken die storie. 3 dae later spoeg die vis hom uit. Sien, ons kan weghardloop van God se prikkels af. Maar ons kan nooit wegkom van dit wat die Here vir jou bedoel het nie. Amen. Jy kan nooit weghardloop van God se roeping op jou lewe nie. Jy kan nooit weghardloop van die werke nie. Daai werke het God vasgestel nog voor die grondlegging van die aarde. Nog voor hy die aarde geskep het, hy besluit, jy gaan gemaak word en dis hoe jy gaan lyk. En dit is wat jy gaan doen. En jy kan nou maar skop teen daardie prikkels van God. Jy kan nie wegkom daarvan af nie. Sien, binne ons ongehoorsaamheid werk God se genade nog steeds. Wanneer ons nie wil nie, is God nog steeds daar om te sê, maar ek gaan jou soontoe vat. Sien, die vis was nooit 'n straf gewees vir Jona. Die vis was God se genade gewees. God kon hom gelos het. Jona kon verdrink het. Baie maklik. Maar die Here stuur eerder 'n vis. Hy stuur sy genade om Jona te red.
hy stuur sy genade om Jona te vat na sy roeping toe. En die Here doen dieselfde met elkeen van ons, hy stuur genade om jou te vat waar jy moet wees. Sien, dalk in jou lewe het die Here met jou al een of ander tyd gepraat. Dalk het die Here eendag al vir jou gevra, weet, jy moet iets doen wat dalk nie normaal is vir jou. Dalk het hy al vir jou gevra, jy moet vir iemand gaan bid. Dalk het hy al vir jou gevra om iemand te gaan bedien. Na iemand toe te loop en vir hulle te sê, wie die Here sien jou raak. Dalk het die Here al vir jou gevra om 'n woord te bring en jy skop teen dit. Jy gaan die hele tyd daar teen en een of ander tyd kan jy ook net so ver gaan. Weet jy sê dalk vir die Here elke keer wat hy met jou praat, Here, maar ek is nie iemand wat voor mense kan bid nie. Of Here, ek is nie iemand wat voor mense kan praat nie. Jy sê dalk vir hom, Here, maar ek is nie gemaklik nie. Dis nie wie ek is nie. Sien, jy weet self eintlik wie jy is nie. Die Here weet wie jy is. Hy weet hoe jy jou gemaak het. Amen. Partyk in my lewe het ek ook gesê, Here, ek kan nie voor mense praat nie. Here, ek kan nie voor mense bid nie. Dis nie wie ek is nie. Maar die Here gesê het, maar jy kan ook net so lank teen die prikkels skop. Amen. Sien, God sê, ons is nie gemaak vir gemak nie. Ons is gemaak om te werk. Ons is gemaak vir gehoorsaamheid. Amen. Maar as jy dan gaan, so paar duisend jaar verder, verby Jona, dan kry jy 'n man met die naam Petrus. God se geliefde disipel. Die rots. Die een op wie die kerk gebou moet word. Die een vir wie die Here liefgehad het. Die Here het hom gekies om die rots te wees. En die Here verraai. En tog het die Here hom nog steeds gekies. Maar Petrus was 'n man wat vol van veroordeling was. Vol judgment. Dan Handelinge 10 van vers 11 lees ons. En Petrus sien die hemel geopen en 'n voorwerp soos 'n groot laken na hom afdaal, wat aan die 4 hoeke vasgebind is en op die aarde neergelaat word. Daarin was al die 4-voetige diere van die aarde, en die wilde diere, en die kruipende diere, en die voëls van die hemel. Toe kom daar 'n stem na hom en sê, staan op, Petrus, slag en eet. En Petrus sê, nooit nie, Here, want ek het nog nooit iets onheiligs of onreins geëet nie. En weer laat die stem van die Here die tweede keer na hom kom, want wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie. Onthou, die Ou Testamentiese wette was so gewees, dat daar was sekere diere wat hulle mag geëet het, en sekere wat hulle nie mag geëet het. 'n onrein dier mag hulle nie eet nie. 'n dier met 'n gesplete hoof mag hulle nie eet nie. Sekere voëls mag hulle nie van eet nie. As hulle nou van dit eet, dan is hulle onrein. Dan word hulle gesien, hulle is nie meer heilig voor God nie. Nie kom die Here en hy wys al hierdie diere vir Petrus en hy sê vir Petrus, eet van hierdie diere. En Petrus skop hanteer en hy sê vir die Here, nee, ek wil nie, Here. Ek het dit nog nooit gedoen nie, ek gaan dit nog nooit doen nie. Hoekom moet ek nou iets eet wat onrein is, en myself onrein maak? Die Here sê vir Petrus, maar as hy besluit het 'n ding is rein, hoekom vir Petrus iets anders te sê? Sien, Petrus was so vol judgment gewees. Hy was in 'n kulturele gemak gewees. Sy kultuur het hom in 'n lekker gemaksone gesit. Want sy kultuur het bepaal, dit mag jy eet, dit mag jy nie eet nie. Dit mag jy doen en dit mag jy nie doen nie. Sien, en hy het geglo dat die evangelie boodskap was net vir die Jode gewees. Petrus was oortuig gewees dat die heidene mag dit nie hoor nie. Dis nie vir hulle bedoel gewees nie. En God wys vir Petrus, maar weet, sy genade is so groot,
dat die evangelie is vir almal bedoel gewees. Hy wys vir Petrus dat sy genade is nie beperk teenoor wie hy is nie. Amen. Of uit watter kultuur jy uitgekom het nie. Of hoe jy lyk nie. Petrus moes leer om mense te sien soos wat God hulle gesien het. Hy moes leer om mense te aanvaar. Daai judgment wat hy so in sy hart gehad het, moes hy laat gaan. Sien, en God roep ons om mense te dien. God roep ons om mense nie te oordeel nie, maar om vir hulle te dien, om vir hulle te bid, om vir mense lief te wees. Maak nie saak wie hulle is nie, maak nie saak waar hulle vandaan kom nie. En as jy kyk na 'n spieël, so jy spieël reg voor jou sit, as jy daar in jou kamer staan en jy kyk na 'n spieël, die spieël wys net wat hy sien. Soos jy voor die spieël gaan staan, gaan hy net vir jou wys, jy is daar. 'n Spieël reflekteer net wat voor hom staan. So as daar 'n hart vol oordeel voor 'n spieël staan, dan gaan jy oordeel sien. Amen. As daar 'n hart vol Jesus staan voor 'n spieël, gaan jy Jesus sien. Amen. Sien, Petrus was ongelukkig. Al het die Here hom hoe lief gehad, was sy hart vol oordeel gewees vir mense. En Petrus moes sy hart heeltemal verander. Hy moes uit daai kultuur van gemak kom, om te sê dat die evangelie en Jesus se boodskap en Jesus se liefde is net vir sekere mense bedoel. Sien, almal van ons was dalk een of ander tyd, of dalk is ons nog op 'n plek waar ons in 'n kulturele gemaksone sit. Ons besluit wie ons wil dien. Ons besluit vir wie ons wil bid. Weet, dalk het jy al gesê, die Here het dalk na jou toe gekom en vir jou gesê, gaan bid vir daai persoon. Daai persoon het nodig om vandag te hoor dat die Here het hom lief. En in jou hart sê jy maar, Here, daai persoon is te ver weg van jou af. Nee, Here, hy lyk te weird. Nee, Here, ek hou nie van daai mens. Hulle is dalk te vol tattoos en piercings en allerlei dinge. Nee, Here, ek kan nie met hom gaan praat nie, hy is te vol drugs. Hoekom gaan die Here ons roep om met Jesus kinders te praat? En vir Jesus kinders te vertel van sy liefde, terwyl hy eintlik wil hê ons moet gaan en vir hulle gaan vertel vir wie ons geoordeel het al die jare. Ons judge hulle oor hoe hulle lyk, oor uit watter agtergrond hulle kom, uit watter kultuur hulle kom, wat hulle dalk heiliglik doen. En ons sê, nee, Here, ek kan nie. Maar die Here sê iets anders, die Here sê, maar dis my kinders ook. Ek het hulle ook lief. So hoekom kan hulle nie ophoor nie? Maar dan gaan jy net so 'n bietjie terug, na die begin van Handelinge 10:10, en dan kry jy 'n ander man wat in presies dieselfde posisie was as Petrus, ook in 'n area van kulturele gemak, en dis Kornelius. Kornelius was 'n Romeinse soldaat gewees, en hy was nie net 'n gewone soldaat nie, hy was soos hoog. Kornelius was 'n offisier gewees, hoog. Het al die range gehad, het aansig gehad. En soos wat die Here vir Petrus 'n visioen gewys het, het hy vir Kornelius ook presies dieselfde ding kom wys. Dieselfde tyd wat Petrus dit gekry het, is dieselfde tyd wat Kornelius dit gekry het. En hy wys daar vir Kornelius, daar in vers 1, hy sê, en daar was 'n man in Caesarea met die naam Kornelius, 'n hoofman oor 100 van die sogenaamde Italiaanse leerafdeling. So Kornelius was nie net oor 'n paar soldate gewees. Hy was oor 'n hele leerafdeling gewees. Hy met sy hele huis was vroom en godvreesend en het baie almoses aan die volk gegee en was altyd deur in gebed tot God. Hy het die Here geken, het nie 'n verhouding gehad met hom nie, maar hulle het geken. Hulle het geweet wie hy is. Hy het duidelik in die gesig omtrent die 9de uur van die dag 'n engel van God na hom sien inkom en hom gesê, Kornelius.
en hy die oë op hom gehou en vol vrees gesê, wat is dit my Heer? Toe antwoord hom, jou gebede en jou almose het voor God in gedagtenis gekom. Stuur dan na jou manne en Joppe toe en laat haal vir Simon, wat ook Petrus genoem word. Die Here kom en hy vra vir Kornelius om iets te doen wat baie ongemaklik is. Om iets te doen wat ongehoord was in die Romeinse kultuur. Hy het vir Kornelius gevra om 'n Jood te gaan roep en hom na sy huis toe te bring. Dit het nie gebeur nie. Jode het nie Romeine in hulle huise toegelaat nie. Romeine het nie 'n Jood in sy huis toegelaat nie. Die twee kulture het nooit gemeng nie. Hulle het geen oogare vir mekaar gehad nie. Hulle wou nie met mekaar gesels nie. Dit was nie gesien in daai kultuur gewees nie. Sien, maar Kornelius was godvreesend gewees. Hy het die Here geken. Hy het geweet wie hy is. Hy het geweet wat Jesus kan doen. En die Here sê vir Kornelius, gaan haal hierdie Jood. En laat hom na jou huis toe kom. Laat hom binne in jou huis inkom. Daar waar jy gemaklik is, moet hy inkom. En Kornelius kon gekies het om dit te los. Hy kon gesê het, ek gaan dit nie doen nie. Want wat gaan die ander Romeine van my sê? Wat gaan die soldate wat onder my is van my sê? Dat ek 'n Jood na my huis toe laat kom. Maar hy het eerder gekies om te doen wat die Here van hom vra. Hy het eerder gekies om hy ongemaklike stappie te neem. Omdat hy gehoorsaam was sy hele huishouding gered. Nie net hy, sy hele huishouding. Die woord sê, tot die slawe en die slavinne, hulle wat vir Kornelius gewerk het, was gered. Amen. Tot hulle was almal gedoop met die Heilige Gees. Niemand word een kant toe geskuif nie. Sien, wanneer ons gehoorsaam is aan God, dan is daar lewe. Daar's lewe nie net vir jou nie, maar daar's lewe vir iemand anderste. Wanneer jy gehoorsaamheid wys, wanneer jy vir die Here sê, ek is bereid om daai stappie te neem, is daar lewe wat kom. Daar's blessings wat kom, daar's genade wat kom. En God gaan almal van ons, een of ander tyd in ons lewe, na daai plekkie toe bring, waar jy staan, en wat jy op 'n keerpunt staan, wat jy besluit gaan moet maak. Waar die Here vir jou ietsie gaan vra, dis dalk nie jou roeping nie. Hy wys dalk nog nie vir jou wat jou roeping is. Maar hy vra vir jou iets om te doen. Hy vra dalk vir jou iets ongemakliks. Hy vra dalk vir jou om iemand te vergewe, al is dit seer. Hy vra dalk van jou om eerder te gaan praat, as wat ons stil bly. Dalk vra hy dat jy 'n geloofsstap gaan neem vir hom, as wat jy bly kyk. Hy vra dalk vir jou om waaghalsig te raak vir hom, om roekeloos te raak vir hom, om roekeloos te raak vir die Here. Sit nie in almal se broekpype nie. Dit vat baie om roekeloos te lewe vir die Here. Sien, Dawid was 'n skaapwagtertjie gewees. Dawid, toe Samuel hom kon salf het, kom besluit het, ek wil dit nie doen nie, dis te veel gevra van my. Sien, maar God sien nie omstandighede raak nie. God sien verder as omstandighede. Amen. God sien wie jy is en wie jy kan wees. God sien jou roeping, hy sien jou doel hier op aarde. Hy sien wie hy jou gemaak het om te wees. Hy sien nie dalk wat jy sien in 'n spieël nie. Jy sien dalk net siekte. Jy sien dalk jou ouderdom raak en sê, Here, ek is al te oud hiervoor. Ek het te veel pyn en skete. As ek in die oggend opstaan, dan hoor ek hoe kraak ek. Maar God sê, nee. Ek hoor nie die krake nie.
Ek sien die blessings. Ek sien die werk wat gedoen moet word. Sien, God gebruik nie volmaakte mense nie. Amen. Hy maak mense volmaak wanneer hy hulle gebruik. En God het hierdie manier dat hy jou omstandighede kan vat en hy draai dit sodat hy jou kry waar hy jou wil hê. Hy sal jou omstandighede draai, jou hele menswees draai sodat hy jou vat na 'n plek toe waar hy jou kan gebruik. Amen. Waar jy moet wees. Jy kan dalk in jou lewe gewees het soos Jona. Jy kon dalk al weg gesê het, Here, ek hardloop eerder weg. En dit is te moeilik. Jy was dalk soos Petrus gewees, vol judgment. Vol oordeel oor mense. Jy was dalk soos Cornelius en sê, Here, jy is eintlik te moeilik vir my. Ek kan nie dit doen nie, dit is 'n ongehoorde saak hierdie. Word nie toegelaat in my kultuur nie. Sien maar, die Here het hierdie manier dat hy laat alles werk vir sy doel. Romeine sê, God laat alles ten goeie meewerk. Amen. Vir hulle wat hom liefhet. Maar wanneer die Here jou bring op 'n punt waar jy staan tussen twee paaie en jy moet kies, of ek vat die gemaklike pad, of ek gaan 'n bietjie ongemak verdra vir so rukkie. Ek is bereid om vir so rukkie grondpad te ry, verby al hierdie slaggate te gaan. En wanneer die Here jou bring tot 'n daai punt, wag op die Here. Wag voor jy iets doen. Psalm 130 sê, my siel wag op die Here, meer as die wagters op die môre. Amen. Wag op die Here, wag voor jy besluit maak. Wag voor jy iets doen. Sien, om te wag beteken om te vertrou dat die Here gaan iets doen. Amen. Te wag beteken ek vertrou dat die Here is in beheer van wat hy gaan doen. En God is nooit laat nie. Hy is nooit te vroeg nie, en hy is nooit te laat nie. Amen. As ek na my persoonlike horlosie kyk, en dink ek altyd die Here is altyd te laat. Amen. Maar God se horlosie is nooit laat nie. Myne hardloop altyd bietjie vinniger syne. Sien, en wanneer jy wag op die Here, dan vertrou jy hom vir groot dinge, nie vir klein dingetjies nie. Die klein dingetjies kom outomaties. So om te vertrou vir die groot en onmoontlike dinge. Amen. Sien, wanneer daar mis is op die see, 'n skeepskaptein gaan nie daai boot vat en dit in die mis inry nie. Amen. Hy wag. Hy wag tot hy die ligtoring sien. Voor hy ry. Voor hy die boot laat vaar. As hy die ligtoring sien, weet hy dis veilig. Sien, as jy nie kan sien waartoe om te gaan nie, wag. Wag dat die Here eers die pad vir jou wys, voor jy daai stap neem. Maar wanneer jy wag, terwyl jy wag, dan luister jy. Amen. Maak jou ore oop en hoor wat sê die Here terwyl jy wag. Johannes 16 vers 13 sê, wanneer hy kom, die Gees van waarheid sal hy julle in die waarheid lei. Wanneer hy kom, wanneer die Heilige Gees kom, terwyl jy wag, dan sal hy, wat die Gees van waarheid is, jou lei op die pad. Hy sal vir jou sê waartoe om te gaan. Hy sal vir jou sê wat om te doen. En wanneer God praat met ons, is ons baie keer te besig om te luister. Amen. Ons is baie keer te besig in ons alledaagse lewe om te hoor wat die Here vir ons sê. En ons dink die Here moet net op 'n sekere manier met ons praat. Ons dink, en mense dink baie keer, ek moet die Here hoorbaar kan hoor, voor ek iets doen. Ek moet hom hoorbaar kan hoor, voor ek glo hy sê vir my iets. Jy gaan jou doodskrik as jy die Here hoorbaar hoor. Amen.
Maar die Here praat met ons elke dag. Hy praat met jou met sy woord. Amen. Hy praat met mense, deur mense. Hy gebruik musiek. Hy gebruik eenvoudige goeder soos 'n televisieprogram. Glo dit of nie? Kan 'n fliek gebruik. As die Here wil, kan hy sekulêre musiek gebruik om met jou te praat. Hy gebruik omstandighede om met jou te gesels. Amen. Daar's niks wat nie, of wat die Here nie kan gebruik. As hy jou wil bereik, sal hy enige iets gebruik om dit te doen. Amen. Sien, maar terwyl jy wag, jy nodig dat jou hart stil word voor die Here. Jy nodig om net te sit en sê, Here, ek wil net, al is dit net 5 minute, moet ek stil raak, want ek weet nie wat ek kan doen om te gaan nie. Ek het nodig om te hoor wat om te doen. En wanneer die Here vir jou gewys het, dan maak jy jou besluit met oortuiging. Jy gebruik die wysheid en die kennis en die insig wat hy vir jou gee. Jakobus 1 vers 5 sê, as iemand wysheid kortkom, laat hom dit van God bid. As jy nie weet wat om te doen, jy vra vir die Here, hy gaan vir jou wys. Amen. Bid vir wysheid. Vra vir die Here wat om te doen. Hy sal vir jou die vrede gee. Sien, wanneer jy twyfel in jou hart oor iets, wag. Wag voor jy die stap neem. Wag voor jy besluit maak. Maar wanneer daar vrede is, dan beweeg jy. Wanneer daar vrede is, dan doen jy. En dan begin jy beweeg. En jy beweeg in geloof in. Amen. Geloof is nie om agteroor te sit op jou stoel gemaklik te wees nie. Geloof is om passief te wees, aktief te wees. Geloof is om iets te doen. Amen. Is om 'n aksie te neem. Jakobus 1:22 sê, word daders van die woord en die hoorders wat julleself bedrieg nie. Om geloof te wys is om 'n dader te word. Amen. Om aktief te raak. En God gaan nie altyd vir jou die hele pad wys wat jy moet loop nie. Hy gaan dalk net 'n stukkie vir jou wys. Amen. Maar wanneer jy die besluit maak, en sê, Here, ek is okay. Ek is alright, ek sal die ongemaklike stukkie pad loop vir nou. Ek is bereid om dit te doen. Sodra jy daai pad begin loop, dan maak die res van die pad oop. As jy ooit in die Karoo afgery het, as jy ry daar verby Beaufort, jy kan nie daai hele pad sien nie. Hy blink so in die son voor jou. Jy het nie idee wat daar lê nie. Maar hoe verder jy ry, hoe meer sien jy. Die Here doen dieselfde. Hoe verder jy loop saam met hom, hoe meer gaan jy sien. Amen. Hoe meer gaan jy ervaar. Martin Luther King Jr. het gesê, faith is taking the first step, even when you don't see the whole staircase. Amen. So om die eerste stapie te neem, al kan jy nie alles sien nie. Sien, wanneer jy by jou keerpunt kom, wanneer jy by die plek kom, waar die Here vir jou vra, maak 'n besluit. Sien, wat gaan jy doen? Gaan jy uitstap in geloof? Gaan jy vir die Here sê, ek is bereid? Gaan jy vir die Here sê, nie nou nie. Ek is bietjie gemaklik waar ek is. Dit is lekker waar ek nou is. Sien, God seën jou nie in gemak nie. Dit klink sleg om dit te sê. Maar God se seën lê nie in gemaklik wees nie. God se seën lê in gehoorsaamheid. Amen. Hoe meer ek ja sê, hoe meer ek doen, hoe meer kom die blessings aan my toe. Ek soek dit nie eens nie en dit kom net. Val in my skoot. Toe Jona gehoorsaam geraak het, toe Jona begin sê, ja Here,
ek sal gaan. Toe maak die Here die storm stil, en die vis spoeg hom uit, op droë grond, wat hy na Ninive toe kan gaan. Toe Petrus sê, Here, ek sal gehoorsaam wees. Ek sal eet, ek sal doen waarvan jy vra. Toe gaan die evangelie brei uit. Amen. En dit brei vandag nog uit. Prys sy naam. Toe Cornelius sê, ja Here, ek sal gehoorsaam wees. Ek sal 'n Jood na my huis toe bring. Toe word 'n huishouding gered. En dit brei uit. Sien, wat lê en wag vir jou? Aan die ander kant van gehoorsaamheid. Wat wag daar vir jou? Wat wil die Here hê moet jy gaan doen vir hom? Wat jy al die jare so teen die prikkels geskop het en gesê het, Here, nie nou nie. Ek is ongemaklik hiermee. Amen. Sien, wanneer jy daardie stap neem, wanneer God van jou iets vra, wanneer jy besluit om te doen eerder waarvan hy vra vir jou, dan stap jy nie noodwendig weg van gemak af nie. Jy stap nie noodwendig weg van veiligheid af nie. Jy stap na waar die hand van die Here is. Onthou, Jesus is alreeds daar waar jy moet wees. Hy is alreeds op die plek waar jy nog nie eens gekom het nie. En al wat hy vra, is dat jy bereid is om daar die stappie te neem. Jy bereid sal wees om vir 'n oomblik ongemak te verdra. En hy sal die res doen. Hy sal doen wat jy nie kan doen nie. Jy moet nie die een wees wat bereid is om die tree te gee, te sê, Here, ek is bereid. Te sê, hier is ek, Here, stuur my. Hemelse Vader, Here, ons sit baie keer op 'n plek waar ons so gemaklik is in onsself. So gemaklik is in ons omstandighede. Here, en daar is soveel kere wat U dalk al vir ons gevra het. Gaan vertel vir hulle. Gaan bid vir daai persoon. En soveel kere wat ons deur die prikkels geskop het, omdat ons gesê het, Here, dit is nie ek nie. Dit is nie wie ek is nie. Here, maar U ken ons. U ken ons in ons harte, U ken ons in ons diepste wese. Here, U het ons tog gemaak. Vader, en vanoggend kom ons. En ons vra, Here, dat U ons oë sal oopmaak, om te kan sien soos wat U sien. Here, dat U ons ore oopmaak, om te kan hoor, Here, wanneer U vir ons vra. Here, as ons was, soos wat Jona was, en ons het weggehardloop, kom ek en sê vanoggend, hier is ek, Here, stuur my, gebruik my. Here, as ons dalk was, soos wat Petrus was, vol van judgment, vol van oordeel, en ons kom en sê, Here, hier is ek. Laat ek sien soos wat U sien. Here, laat ek mense sien met U hart. Here, as ek dalk was, soos wat Cornelius was, Here, te bang om mense in my huis te laat kom, omdat hulle nie myselfde kultuur gehad het nie, Here. En ek sê vanoggend, Here, hier is ek. Gebruik my. Laat my uit my gemaksone uitkom, Here. Here, laat my uit daai babbeltjie uitkom, waar ek myself al die jare ingesit het, net sodat ek gemaklik kon wees. Here, en ek wil kom en vra vanoggend, Here, terwyl elkeen van ons hier so sit, en terwyl U met elkeen van ons gesels het vanoggend, Here.
As die Here vanoggend op jou hart lê en sê, Here, en jy sê, Here, hier is ek, gebruik my, stuur my. En ek hê saam my vanoggend, steek net jou hand op en sê, Here, hier is ek. Hier is ek, Here, sien my raak. Hier is ek, Here, gebruik my vir wat U my wil gebruik. Here, as U wil hê ek moet gaan om te bid vir iemand, sê dit vir my. Want ek gaan nie meer langer teen die prikkels skop nie. Here, dankie vir U genade, Here. Dankie dat U genade so groot is, Here, dat U my neem na die plekke waar ek moet wees. Dat U my gebruik waar ek gebruik moet word. Of dit by die huis is, of dit by die winkelsentrum is, of dit by die hospitaal is, maak nie saak nie, Here. Gebruik my. En ek wil kom en sê dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Oom Jof, kom hier na my toe. Terwyl oom Jof vir jare vroeger die maand te besluit moes om hulle gaan nou vakansie. Maar ek vergeet daarom nie. Stel ek kom nou.